vanaand Here die geleentheid kan hê Here te offer Here vir die Here wat 'n behoefte het. Here vanaand Here is 'n gebed van ons hart Here dat U hierdie sente Here sal seën Here. Here asook Here die sakke Here waar dit gekom het Here. Kom seën vir ons Here in Jesus naam. Amen. Geliefd is ons aan de gelegenheid geven die vroegen om ons vanaand te dienen. So ons lees en vanaand voor ons gaan sing. Iemand sê hier vir my is 'n kollega van my en tog net ons moet beskiklik baie oor die telefoon en opgeneem en mense moet nie al dat gesien die ons te sien en ons nog moet die spreek dan daar by die FTK skotsdienste in September en hy sê ook keer en dit was altyd by Stellenbosch Stellenbosch is my praktiese gemeente geweest. En ook ek daar so baie gepreek op hulle uitsending en hulle ons op WhatsApp gestuur. Hy sê aan luister na die man die man wat die preek en sê op homself maar, dis wat ek nou maar groot volwasse man wees met 'n lekker pens en groot man wat praat. En die dag dat ons uiteindelik mekaar ontmoet by die proefpreek van een van die studente by sy gemeente en nou wat ek daar so en hy sê, hy sit in maas, hy oop en hy vraag, wat is naam vandaag wat hy sê, is Lilo Jantjies. Hy sê, is hy die Stellenbosch? Ja, hy sê, nou kom hy na my toe, hy sê, is jy wat so preek op WhatsApp? Hy sê, ja, nou nie. Ek sê, my God, ek het ook gesê. Kom by die. Nou ek wonder wat sal hulle dink met die Lisa. Net so klein vrou, net so klein.
soos die president gister gesê het vir Jonathan Butler, vir Jonathan Butler nasionale eer gegee. Toe sê vir Jonathan, ek is net so klein man, maar sodra hy begin sing, dan is hy net so groot, selfs so baar, dan hy is 'n klein beetje, maar as hy praat, dan kom aan sy respek. Geliefdes, ons is by 2 Korintiërs hoofstuk 5. 2 Korintiërs hoofstuk 5 en ons gaan saam lees vanaf vers 11 tot en met vers 21. Is redelik lang gedeelte. Van ons word stil en ons vraag Here se seën op sy woord. Here, ons gaan weer met die woord omgaan en daarna luister. Wil die Here ook op besonderse wyse vanaand die woord aan ons kom openbaar en Here God aandeel met ons kom kommunikeer. Die gebed van ons hart is dat U self, Here, vanaand weer van die woord het met ons kom praat. Maak die woord, Here, vanaand in ons harte lewe, sodat ons, Here, ook ons lewe daarvan ons inmaak. Stop die seën moontlik vir elkeen van ons net as ons dit met die afgeweet. Amen. 2 Korintiërs hoofstuk 5 vanaf vers 11 tot en met vers 21 in die 1983 vertaling. Die opskrif is die bediening van die versoening. Ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juist eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie die innerlike nie. As ons in Christus vervoering was ons dit vir God. En as ons by ons verstand is ons dit vir julle. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat die een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterwe het en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeger volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons vertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeer julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy beweer het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vry gespreek kan wees. Tot sover die woord van die Here. Geliefdes, ons wil vanaand met mekaar praat oor die tema agente van versoening. Agente van versoening. Ons praat, broers en susters, hierdie week oor die belydenis van Bilha wat hierdie jaar sy 40ste bestaanjaar herdenk binne in die gereformeerde tradisie. Die belydenis van Bilha fokus op 3 kernboodskappe, naamlik eenheid, geregtigheid en versoening. Ons het begin, broers en susters, en ons het gepraat oor eenheid en ons het gesê die belydenis sê vir ons dat eenheid is 'n gawe van God, maar dit is ook 'n opdrag aan die kerk wat nagejaag moet word.
Gisteraand het ons gepraat oor geregtigheid en die belydenis van Melanie. Die Bybel sê, broers en susters, dat God homself in die wêreld openbaar as die een wat geregtigheid bewerkstellig het. En omdat God geregtigheid is, moet ons saam met God staan in geregtigheid. Vanaand wil ons met mekaar praat oor versoening. Vanaand praat oor versoening. Ons lewe in 'n wêreld wat baie kwaad is. As jy na die normale mens kyk van dag tot dag, dan sal jy agterkom dat ons wêreld is baie kwaad. Mense by die daghospitaal sit en hy het maar net 'n bietjie later gekom van sy eie toe doen, dan is dit die hospitaal of die kliniek stelsel wat jy weggesien. En as jy sommer kwaad, sommer vies, waar jy langs sit en wag, maar hy het die laat op te staan. As ons by Shoprite of by Checkers of by Pick n Pay in die lyn staan en die kassier vat net so bietjie langer as gewoonlik, dan is ons kwaad, dan is die mense is onbevoegd, hulle kan nie hulle werk doen nie en hulle is goed vir niks. Soos in 'n lyn staan by die teller om geld te trek by een of ander ATM en die mense is net bietjie langer, bietjie meer as gewoonlik en die lyn is bietjie langer dan is ons sommer kwaad. Wonder wat kan die mense nog met al die geld maak en hulle gaan nie aan drink. En so is die wêreld oral waar ons vandag sien, boos, kwaad en ongelukkig. Iemand sê, broers en susters, wanneer jy kyk na die taal, Afrikaans, Engels, enige taal, as jy dit gaan navors en daarna kyk, dan sal jy agterkom dat 2/3 van taal, 2/3 van enige taal, of het Afrikaans of het Engels, wat die taal is, 2/3 van enige taal is negatief. Daar is meer negatiewe woorde in enige taal as wat daar positiewe woorde is. Nou verstaan ons vir mense altyd kwaad in die wêreld is, want dit vorm deel van ons woordeskat, dit vorm deel van die woorde wat ons gebruik, die sinne wat ons vorm en dit wat ons nie net van mense sê nie, maar ook selfs van onsself te sê. Buiten die feit dat die wêreld, broers en susters, 'n wêreld is wat baie kwaadvol voor haat is die wêreld ook 'n plek wat baie selfgesentreerd en baie, broers en susters, gegrens is op mure en grense. As 'n een ding is wat die wêreld baie vinnig leer om te doen, broers en susters, is dit om mure rondom mense, individue, instansies te bou op grond van wat in die wêreld aangaan. Ons kan baie vinnig, broers en susters, sommer uit blote reaksie bou ons mure om ons van dit wat met ons gebeur, dit wat ons beleef en dit wat ons in die wêreld sien. Ons sien, broers en susters, die geweld op die Kaapse vlakte en hoe dat jong mense en kinders dag na dag binne die Kaap geskiet word en dan bou ons sommer onmiddellik mure van veiligheid en ons is sommer onmiddellik, broers en susters, op hoë alert oor ons kinders, ons familie en ons geliefdes. En so bou ons muur na muur rondom ons, omdat ons nie met die wêreld en met mense in kontak wil kom nie. Ons lewe, broers en susters, ook in 'n wêreld, broers en susters, waar daar groot vyandskap soms is. As jy maar in die wêreld vandag kyk, jy kan nie een sewewoord na 'n ander persoon stuur en dan word jy onmiddellik gedreig. Jy gaan sien, dit gaan jou hof toe vat. En dis, broers en susters, hoe die mure ons telkens van mekaar af weerhou. Dis hoe ons telkens, broers en susters, agterdogtig oor die mens hier op aarde is. Paulus skryf, broers en susters, na 'n soortgelyke geloofsgemeenskap wanneer hy die brief van 2 Korintiërs skryf. Die apostel Paulus skryf ook hier na 'n gemeente toe wat met groot agterdog worstel, 'n gemeente wat ook sukkel met aanvaarding, 'n gemeente, broers en susters,
wat ook met uitdaging van verskeidenheid as te ware sit. Dan word ons en susters gewonder oor Paulus se bedoeling en wat Paulus probeer doen vir die koninkryk van Christus. En mense wonder of Paulus nie hier besig is om sy eie lewe te bevorder nie, of Paulus hier besig is om skatte te probeer bymekaar maak, Paulus se ware mense te wil uitbuit nie. En nou begin die gelowiges in Korinthe vra oor wie Paulus is, sy bediening as apostel. Hulle begin vra oor die boodskap wat hy bekondig en vertel van Christus. Dan, broers en susters, begin mense ook Paulus se bedoeling, broers en susters, begin hulle ook in twyfel oor wat hy besig is om te doen. En dan skryf Paulus hierdie tweede brief aan die Korinthe en aan die gemeente om dan juist hierdie agterdog, hierdie twyfel, begin Paulus, broers en susters, dan aanspreek aan hierdie tweede brief wat hy aan die gelowiges in Korinthe dan skryf. Hy praat saam met hulle oor sy roeping as apostel van die Here Jesus Christus. Hy praat saam met hulle oor skatte in kleipotte. Hy praat saam met hulle oor ons nuwe identiteit en hoe ons vir Christus moet lewe en vir hom navolg. En dan kom Paulus, broers en susters, by hierdie pragtige gedeelte in hoofstuk 5 wat ons met mekaar gelees het, wat hy praat oor hierdie werk van versoening. Maar Paulus, broers en susters, die gelowige se gedagtes daarop vestig, dat alles dit wat ek doen hier op aarde, gaan juist daaroor om hierdie boodskap van versoening van God hier op aarde met mens mee te deel. Alles dit wat ek doen as apostel van Christus, doen ek nie vir myself nie. Ek doen nie dat ek daar iets baat vind nie. Inteendeel, ek doen dit omdat dit 'n opdrag van God is wat aan my toevertrou is, wat ek aan julle moet gaan verkondig. En wanneer ons, broers en susters, al Paulus se briewe deurlees, dan sal ons duidelik die boodskap sien in al sy briewe wat hy skryf aan die gelowiges in die Nuwe Testament. Groot deel van die Nuwe Testament is deur Paulus geskryf, en dis kan ons duidelik die boodskap van versoening dan in al Paulus se briewe sien, waar hy mense se gedagtes, mense se lewe, broers en susters, draai na God toe, want, sê Paulus, God het ons met homself versoen. Versoeningsboodskap, broers en susters, is 'n sentrale deel van die apostel Paulus se hele bediening, en dis oral waar hy reis, oral waar hy gaan, alles wat hy doen, probeer hy om mense met God te versoen. En in die voorbereiding van die boodskap, broers en susters, was jy nog aan 'n skoolwerk van 'n stryd gewees. Want as 'n mens oor versoening praat, moet jy baie versigtig wees. En jy praat so maklik op iemand se toon en kom hulle vir jou. En hier is ons nou nie 'n boodskap wat ons baie graag van hou nie. Juist soos ek ook gesê het, omdat ons lewe in 'n wêreld wat hou daarvan om kwaad te wees. 'n wêreld is wat hou daarvan om te haat. En nou kom vertel jy my ek moet met mense om versoen, dis mos nou om kwaad te maak. Maar ek ken nou nie eens lekker gaan proe wat ons nou gaan eet nie. Maar wat wil Paulus, broers en susters, sê oor versoening? En miskien die jong jantjies vanaand nie. Wat wys Paulus vir ons hier oor versoening, wat miskien anders is as ander boodskappe van versoening wat ons hoor? Want elke keer wanneer ons praat oor versoening, dat amper soos die ware is, ons word gedreig. Ons moet mense regleer. Jy sien dit van die Here as jy versoen. Ons word as die ware gevoel dat ons nie regtig gelowiges is nie, as ons nie 'n goeie verhouding met mense leef nie. En in mate is dit reg. Ons moet met mense 'n goeie verhouding is. Ons moet met mense in liefde omgaan.
Maar daar is iets anders wat Paulus ook vir ons wil illustreer oor versoening, broers en susters. 3 dinge van in ons teks. In die eerste plek sê die apostel Paulus vir ons, versoening begin by God. God, broers en susters, is die oorsprong waar versoening begin hier in die wêreld. God is die een wat versoening insit, wat versoening doen. God is die een wat versoening, broers en susters, initieer en dit tot stand bring by die mens. Luister, wat sê hy in verse 18 van hoofstuk 5 van 2 Korintiërs? Dit is alles die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. Versoening, broers en susters, net ons eenheid is nie iets wat die mens aan homself kan toeëien nie. Versoening, broers en susters, is nie 'n ideologie wat enige een van ons oor eienaarskap kan vat nie. Ons kan nie, broers en susters, dit op 'n muur gaan hang en 'n groot plaatjie daaronder aan sit en ons naam in 'n datum aanwys en sê, ons het versoening begin nie. Versoening het begin met hierdie kerk, hierdie organisasie of hierdie persoon het versoening begin in die wêreld nie. Nee, sê Paulus vir ons in verse 18 van 2 Korintiërs hoofstuk 5, versoening begin by God. Dit is alles die werk van God om ons met homself te versoen. Die belangrikste waarheid, broers en susters, wat hierdie teks vir ons illustreer, is dat voordat die mens gedink het om onderlinge versoening met mekaar te hê, voordat die mens nog gedink het om in verhouding met mekaar te leef, het God al juis hierdie werk van versoening tot stand gebring, eerstens saam met God en die mens. En weet jy wat, broers en susters, daar is niks wat ek en u bygedra tot hierdie werk van versoening nie. Dit is alles die werk van God. Jesaja 59 en verse 2 sê, broers en susters, ons sonde het skeiding tussen ons en God gebring. So ja, iemand sou dalk sê, maar ons is dan in die beeld van God geskep. Die Bybel sê dat God ons op ons naam genoem het voordat ons in ons moederskoot gevorm was, sê Jeremia, het die Here ons al geken. So hoekom moet ons met God versoen word? As ons in die beeld van God is, hoekom is dit nodig dan dat daar versoening tussen ons en God is? Jesaja 59 en verse 2 sê vir ons sondes en ons oortredinge het skeiding tussen ons en God veroorsaak. Die dinge wat ons doen wat nie reg is in die oë van die Here nie, was nog so die waters van die breë rivier wat die brug tussen Robinson en McGregor tot niet gemaak het, en nou kan ons nie by God uitkom nie. Sonde het hierdie harmonie wat tussen mens en God bestaan het sonde kom skei, en nou lewe ons in vyandskap saam met God van hierdie dinge wat ons verkeerd doen. Maar, sê Romeine hoofstuk 5, broers en susters, terwyl ons nog vyande van God was, sê hierdieselfde Paulus in Romeine hoofstuk 5, terwyl ons nog vyande van God was, Romeine 5 en verse 9 sê die, vers 10 sê die volgende, aangesien ons toen nog vyande van God was, deur die dood van sy seun, het God ons met homself versoen. So terwyl ons gekies het om, broers en susters, in ons sonde voor te bly leef, ver weg van God af, was dit hierdie God wat versoening met ons initieer het, deur vir ons plek te maak, dat ons oor kan kom na hom toe. Versoening, broers en susters, kry gestalte, sê die apostel Paulus, in die werk van Christus, wat hy hier op die aarde kom doen het. So dis nou weer, wanneer ons na die kruis kyk ons nie net, broers en susters, na die kruis as teken van pyn en lyding nie. Nee, ons kyk ook nou na die kruis as 'n brug waaroor die gelowige kan stap om weer
lewe. Dis waar versoening begin. Dis waar ons broers en susters leer wat versoening is. Ja, alhoewel ons vyande van God was, alhoewel ons van ons eie wil gekies het om te bly op die verkeerde weeg, te bly op die verkeerde pad, is dit God wat konstant uitreik na ons deur Jesus Christus. Broers en susters, God sien vir ek en u waardig, ongeag ons vyandskap wat ons met hom het. God sien vir ons waardig, ongeag hoe seer ons hom gemaak het, hoe ver ons van hom af weggedwaal het. God sien ons waardig, ongeag hoe die sonde, die wêreld ons misvorm het deur alles wat verkeerd is, sien God ons waardig om ons met hom self te versoen. Wat 'n vorm van liefde moet dit nie wees in die hart van die Vader nie. Dat ons kies om van God af weg te loop en te gaan sondig, maar dan kom hy nog altyd agter ons aan. Alhoewel God, broers en susters, sondag na sondag, dag na dag, sy genade aan ons openbaar en ons terugroep na ons toe, sien hy ons in die sonde rondkyk, sien hy hoe dat hy ons lewens in sonde verniel na buitekant, maar dan staan hy nog konstant en hy roep ons, kom net soos jy is. God, broers en susters, begin hierdie werk van versoening, omdat hy ons innig liefhet. Omdat God iets van homself in elkeen van ek en u lewe sien, sê die Bybel, want ons is geskape na die beeld van God. Sê die Bybel, reik God uit deur ons met homself te versoen. Sonder om enige iets van ons te vra, broers. Sonder om enige iets van ons te verwag, sê die Bybel, deur sy seun bring God versoening tussen ons en hom tot stand. Daarom moet ek ook, broers en susters, vandag hierdie werk van versoening aan die wêreld daar buitekant demonstreer. Kerk word nie geroep om mense te veroordeel vir dit wat hulle verkeerd doen nie. God roep nie die kerk, broers en susters, om in die regterstoel te gaan sit en te bepaal wie waardig is deur die sondes wat ons doen nie. Nee, God, broers en susters, roep ons as die kerk om dieselfde liefde aan mense te openbaar, sodat hulle ook saam met God versoen. Ek moet hier nou 'n storie vertel, dan gaan ons aan die leer. Toe ek in die kerk kom in 2023, die eerste kerkraadsvergadering was Februarie 2023. Dit was die eerste kerkraadsvergadering. Gewoonlik is die kerkraadsvergaderings baie lank. Hy as die kerkraadsvergaderings nog omtrent so 7 ure. Omtrent so 7-8 ure was die kerkraadsvergaderings daai tyd geweest. Was eers in die laaste een geweest. Ek wil nie weet, ek moet niks doen. Seker so 2 ure van die 8 ure. Het gegaan met nodig. Soos die kerk op die einde van die dag, 'n maatstaf stel vir dit wat mense verkeerd doen. Dit maak reg, ons kan nie mense se verkeerde dinge goed praat nie. Geliefdes, dit was net so lang lys, mense wat kom vertig, want hulle was verkeerd, en die kerk moet nou afreken met hulle, want hulle is verkeerd. Broers, in onze laatste kerkraadsvergadering, we hebben 2 weken gehad. Hoeveel gevallen was er geweest? Bij die laatste kerkraadsvergadering nog iemand? 1. Nee, 1. Dus die wou ons begin had en net zo'n lange lijst, en
nou is ons net in. Want die kerk se roeping was nie om te kyk aan die sonde van die mense in die wêreld nie. Die kerk se roeping, broers en susters, is om mense deur liefde na God toe te wys en hulle te versoen deur die werk van Christus. Paulus sê hier, God is die een wat versoening tot stand bring tussen mens en God. Dan, tweedens, broers en susters, omdat God ons met hom self versoen, moet ons, broers en susters, versoening oor ons lewe laat spoel. Omdat ons met God versoen is en omdat ons geleer het by God wat versoening is, wat dit is om te midde van vyandskap, wat dit is om te midde van verkeerde dade, wat dit is om iemand steeds te omhels, iemand steeds terug te roep en iemand steeds plek voor te maak, moet dit ook in ons lewe oorspoel. Luister wat sê, broers en susters, Paulus verder vir ons hier in die teks. Hy het aan ons die bediening van versoening toevertrou. God versoen ons, broers en susters, nie net sodat ons uit die wêreld gered kan word, en soos gister gesê het, dat ons op 'n vliegtuig kan klim op pad hier na die hemel toe nie. Nee, God versoen vir ek en u saam met hom, sodat ons agente van versoening in die wêreld daar buite ook kan gaan wees. Matteus hoofstuk 5 en verse 9 sê vir ons so mooi, broers en susters, geseën is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Paulus, broers en susters, maan ons as gelowiges eintlik hier, broers en susters, dat ons, omdat ons met God versoen is, omdat ons, broers en susters, die ontvangers van God se versoening is, omdat ons deur God versoen is, moet ons dit ook in die wêreld daar buite kan gaan demonstreer. Ons moet die lig van die wêreld daar buite kan wees, broers en susters, wat wys hoe versoening lyk. Terwyl die wêreld, broers en susters, praat van haat, moet ons praat van liefde. Wanneer die wêreld praat van verdeeldheid, moet ons praat oor eenheid. Wanneer die wêreld praat van verbitterdheid, broers en susters, en redes om kwaad vir mekaar, moet ons praat oor vergifnis. Wanneer die wêreld mense uitsluit, mense wegjaag en mense anders hanteer, moet ons wys wat dit is om mense te aanvaar. Want ons het dit van God ontvang. Niemand van ons het dit verdien nie. Nee, dit is 'n gawe van God, geskenk aan elke mens hier op aarde. En as God dan ons versoen, te midde van die klomp verkeerd wat ons in die wêreld doen, hoe kan ons nie ander ook versoen? Hoe kan ons nie ander ook aanvaar, soos God ons ook aanvaar? Hoe kan ons nie plek maak vir ander, soos wat God vir ek en u ook plek maak nie? Want bediening van broers en susters is nie net gereserveer vir sekere mense nie. Nee, die kante wat moet werk vir versoening. Sien net kerkrade of hulle wat in die voorste gestoel is van die kerk staan, wat moet werk op versoening nie. Paulus sê, broers en susters, almal van ons as gelowiges is hierdie bediening toevertrou om agente, ambassadeurs van versoening hier op die aarde te wees. God, broers en susters, verwag eintlik van ek en u om 'n glasbal van versoening vir die wêreld daar buite te gaan wees. Sodat dit wat ons van God ontvang, wat ons van God eer, dat ons dit skyn vir die wêreld daar buite. Want, sê Paulus, broers en susters, ons is nie geversoen met God vir ons self nie.
Nee, God versoen vir ek en u saam met hom, sodat ons daar dieselfde versoening vir die wêreld na buite kan oor kan hê. Hoe meer ons van God leer, hoe meer ons van God weet, hoe meer ons onsself verberg in hierdie versoening van God, hoe meer spoel dit oor elkeen van die lewe en hoe makliker vloei dit vir ander mense. Daar. Gaan nie vanuit dieselfde verder lees en sê, dis waar. Ja, soms moeilik om 'n broer te vergewe wanneer hy konstant verkeerd aan jou. Dit is moeilik, broers en susters, om saam met 'n suster versoen wat diep in jou hart trap en wat soms voel, dis like dis die bloed van my eie bloed die jy optree. Dit is moeilik om dit soms te doen. Maar nader ons aan God leef, hoe meer ons van God ken, hoe meer ons in God se versoening verwerk, hoe meer spoel dit oor ons lewe uit. En hoe meer verstaan ons, broers en susters, dat versoening gaan nie eintlik oor ons nie. Versoening, broers en susters, gaan oor om mense met God in verhouding te bring. Nou die vraag is, as ons, wat sê ons is gelowiges, as ons sê ons die Here, as ons, broers en susters, nie versoening uit kan leef nie, wat wys ons vir mense van God? Wat, broers en susters, demonstreer ons vir die wêreld as ons die versoening toepas? Paulus sê, broers en susters, aan julle is bediening van versoening toevertrek. En as jy teks lees, dan is daar 'n uitroepteken agter dit. Nou in die Grieks, broers en susters, is dit amper soos 'n ernstige kommand, opdrag wat hier gegee word. Amper so as jy nie 'n keuse het of jy dit gaan uitvoer. God begin die werk van versoening, sodat ons kan leer hoe om dit in die wêreld toe te pas. Artikel 3, broers en susters, van die belydenis van Melasie, ons glo dat God as sy kerk die boodskap van versoening in en deur Christus toevertrou het, en dat die kerk geroep is om die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld te wees. Ons, broers en susters, demonstreer vir die wêreld hoe versoening lyk. En as ons nie daarin slaag, sal mense mooi werklik met God versoen. Terwyl soos mense sê, hoekom dit nie bekeer uit jou lewe so. Johannes 13 vers 35 en daarmee afsluit. Sê die volgende woorde. Hierin sal mense weet dat hulle my disippels is. Nie deur die posisie wat jy betree in die kerk. Nie deur die bedrag wat jy in jou offerhande gooi nie. Nie deur die goeie werke wat jy vir die Here hier op aarde doen. Johannes 13 vers 35 sê, hierin sal mense weet dat julle my disippels is, deurdat julle mekaar deurdat julle versoening vir die wêreld demonstreer. Matteus 5 en vers 9. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem. Broers en susters, die kerk vandag is 'n hawe van versoening. Kerk, broers en susters, is die plek waardeur God se versoening deurvloei in die wêreld dat dit daar. En as ons as kerk nie daar slaag, ons nie daar slaag om versoening
uit te leef en te demonstreer, verdryf ons eintlik mense weg van hom. Vraag ons broers en susters, hoe maak ek dit u God se gestalte sigbaar hier op aarde, deur die wyse waarop ons leef? As my aksies van so 'n aard dat mense saam met God versoek, die woorde wat ek spreek, die manier hoe ek mense hanteer, lei dit vir mense om saam met God te versoek. Die Bybel gaan nie oor ons nie. Die werk van God gaan nie oor ek en u. Het gaan hier oor God wat in verhouding saam met sy kinders wil kom. En hy gebruik vir ek en u as agente en voertuie om daarmee te doen. As ons meer van God leer, meer in die Bybel tyd spandeer, dan sal ons agterkom, broers en susters, God se roep nooit vir ons is om 'n maklike lewe op aarde te leef nie, maar om ongemaklik te wees ter wille van Christus. En versoening soms, broers en susters, het dit die prys om te betaal. Dit sien ons in Christus wat sy lewe aflê, sodat ons versoening kan hê. So ja, soms betaal ons nie. Soms ontwrig God ons. Soms plaas God ons in ongemaklike plekke. Maar ons doen dit ter wille van die evangelie van versoening wat hy ons toevertrou is. Mag God ons daartoe help om hierdie roeping met gehoorsaam te doen. Here, dankie vir die wyse waarop u vanaand oor die woord op iets aan ons gekommunikeer het. Here, die gebed van ons hartes, dat u op 'n besondere wyse vir ons sal goed, dat die Here vir ons sal onderneem. Here, ons wil dit vra dat u verder, Here, die naamleerder van die Heilige Woord sal wees, en dat u ons in alle waarheid Gees sal lei om ook goeie reddingsdienste aan die bediening te wees wat u ons toevertrou. In Jesus naam. Amen. Gaan die nog een vraag vir ons aan die sprake te sin, en dan kry ons tyd om voor die aangesig van die gestil te word. We
ons so stil sit vir die hand gesit, dan besef ons eintlik hoe bevoorreg ons is. Hoe benadig ons is, Here, dat U ons geskik het om deelnemers van die koninkryk te wees. U kon enige wyse, Here, U koninkryk hier op aarde kom tot stand bring, maar U kies ons as mens, te midde van die feit dat U weet ons swak is, te midde van die feit dat U weet ons soms verbiefvaar. Help ons, Here, om van hierdie voorreg wat U vir ons gee, hierdie geleentheid wat U ons bied, help ons om Here die harte te leef en U te behaag. Om Here besonders die ambassadeurs van persoon hier op aarde te wees. Soms is dit moeilik, soms is dit uitdagend, want ons is mens, ons kry seer, ons het emosies, ons het gevoelens, en soms, Here, klop ons ook brok, soms haat ons ook, soms het ons ook verbitterdheid, en die feit van ons hart is dat U ons in daardie moment begenadig sal wees, dat U ons, Here, sal omhels, sodat ons, Here, die grote prentjie oor ons eie emosies, Here, sal plaas. Help ons om met ons eie lewe te sterf, sodat ons gevul mag word van die grootheid van God, en dat dit in ons lewe duidelik sigbaar mag wees. Mag die woorde van Paulus in Romeine waar word vir ons lewens, dat ons aan niemand niks verskuldig is, behalwe om lief te hê. Dank ons, Here, om dit ons daaglikse missie hier op aarde te maak. Nie ter wille van ons nie, ter wille van U koninkryk. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons het aan die einde van ons bediening vanaand gekom. Ons het nog 2 aande oor, môre aand en Vrydag aand, broers en susters, en dan gaan ons Sondag afsluit met 'n nagmaaldiens hier in die kerk. Kom ons gaan saam en ons sing ons slotlied, Gesang 285. The new commandment that I give to you is to love one another as I have loved you. En dan, broers en susters, is dit welkom om oor te beweeg na die saal toe, en dis wat ek die vrou beweeg ons vandaan. Jy het nou hele week sop geëet, en dan gaan jy gaan lekker woord skryf. Dis scary, en ek het gereed as jaar, kijk op, en reed jy scary, dis een prijs, dis pampoen, dis slaai, as een Sondag woord skryf. As een Sondag woord, as klop, so moet jy toe gaan, as een brief geliefdes, eers gaan lekker saam, lekker eet, lekker saam eers met mekaar. Kom ons staan saam, en ons sing ons slotlied, en dan gaan ons in die vrede en die liefde van ons Vader. My
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die woordigheid van sy Heilige Gees, sal met elkeen van ons wees, tot Here Jesus weer kom. Amen. Die Here sê die afkeer.